Goeienaand, Facebook. Baie welkom hier by ons woordbreek hier op 22 Februarie 2026 en ons vertrou dat jy lekker saam met ons gaan kuier rondom die woord en die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, gaan toelaat om met elkeen van ons te praat. Ons saai so 'n bietjie uit hier van 'n ander venue af en ek glo dat julle sal raai waar ek is en dis lekker om sommer net so 'n bietjie met tegnologie nog steeds by mekaar te kan uitkom, harte te kan vryf, skouer te skuur en Abba Vader toe te laat om met ons te praat deur sy kosbare woord. Ons gaan net so sit, dan gaan ons saam bid. Here, dankie vir die amazing voorreg om as bruid, as seuns en dogters by mekaar te kom. Dankie vir die goddelike voorreg om deur u Gees, Ruach HaKodesh, gevul te wees. Dankie dat u hierdie goddelike wesens wat u geskaap het, wat u sê weinig minder is as die engele, het u gekies om in te kom woon en u heerlikheid, u majesteit, u goddelikheid en die heiligheid kom deponeer. Here, ons is u ewig dankbaar dat u, wat God is, besluit het om ons te vul. Ons is so bevoorreg. Dankie dat ons vanaand dit wat u in ons kom deponeer het, kan toelaat om deur ons te vloei, deur ons te werk, deur ons te manifesteer. En terwyl u dit doen, transformeer u ons, verander u ons na die volheid van u heerlikheid, want u het reeds in ons geplaas, u beeld en u gelykenis. Dankie dat ons die voorreg het om kerk te kan wees, called out by you, appointed and anointed, filled with your glory. En Here, dat die bloed vanaand weer eens kom bevestig, dat u ons waardig kom maak het, nie op grond van wat ons doen nie, maar wat u gedoen het. Dankie vir die kruis, dankie vir die lewende woord, dankie vir die voorreg om mens te wees, en so genoem te word, seuns en dogters van Jahweh. Kom verheerlik u self deur dit wat u begin het, in ons te voleindig. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so hier nou, in die mooiste naam ooit, een wat ons lief het met ons hele wese, met alles in ons, Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons kuier uit die woord uit oor die woordjie Ecclesia. En Ecclesia het ons vanoggend in die gemeente gehoor, beteken to be called out, the called out ones. Met ander woorde, God het deur sy woord besluit hoe hy met ons wil werk, en ons uitgeroep, uitgesonder, afgesonder, uitgehaal, duur gekoop, sodat ons aan hom kan behoort, en kan wys hoe lyk sy bruid. Ecclesia is 'n Griekse woordjie wat beteken, as hy opgebreek word, in die ek gedeelte ek, amper soos in Afrikaans ek, out of, en dan natuurlik die woordjie kaleo, wat beteken to call out of. So waarheen roep God ons? Wat is sy plan? Wat is sy doel? Waarom roep hy ons uit? Moet ons dan nou die wêreld agterlos en een kant kom staan en ons eie ding doen, of roep God ons uit die sisteem uit en uit die paradigma uit van mens wees? Hy moet maar so bly, ja. Ons sommer net so. Sorry, hulle het net gou vir my kom sê ek is nie op charisma nie. Hy's op my naam. So ek het op charisma ingegaan. Ek weet nie hoekom lê op my naam nie, maar nietemin. Prys die Here, julle is hier, julle het ingeskakel. Stuur maar net die link vir ons charisma toe, dat die wat dan op charisma inskakel, kan hier inskakel. So wat is hierdie call out? Wat is hierdie uitroep? Dit beteken God het gesê, net soos ek in die wêreld was, wil ek hê julle moet in die wêreld wees. Julle is nie van die wêreld nie, julle is in die wêreld. Ek en jy as bruid is uitgeroep, nie om mense om ons af te skryf, agter te laat, te verwerp of te los nie, maar ons is geroep om soos Jesus, vir hulle wat hom nie ken nie, 'n called out one te wees, en hulle uit te roep, nie te veroordeel nie, nie vinger te wys nie. Het ons môre gekuier in die woord in Matteus hoofstuk 16 van vers 13 tot 23, en ek wil asseblief hê, jy moet dit saam met my weer kom lees vanaand, waar Christus deur die openbaring van wie hy is, homself openbaar aan Petrus. Ek glo dis die werk van die Heilige Gees. Jy sit dalk vanaand, en in besonder het jy hierdie uitdaging, dat jy nie seker is wie Jesus is in jou, en wie jy in hom is nie.
en dat ek jou wil aanmoedig om vanaand vir Heilige Gees te vra, dat hy homself op 'n goddelike manier aan jou sal openbaar. Ons lees uit Matteus hoofstuk 16 en ons lees vanaf vers 13. Die belydenis van Petrus. Hierdie gedeelte kom voor en jy kan dit gerus gaan lees in Markus hoofstuk 8, daarvan af vers 27 tot 33. Jy kan dit ook gaan lees in Lukas 9, daarvan vers 18 tot vers 22 en natuurlik in Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 66 tot 69. Ek lees vir jou in Matteus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Jesus vra hierdie vraag nie net aan Petrus nie, maar aan elke gelowige wat op hierdie aarde leef. Aan elke liewe gelowige. As jy jou vanaand Christen noem, as jy jou vanaand kind van God noem, as jy jouself vanaand 'n uitgeroepe een noem, 'n afgesonderde een, dan moet jy as individu persoonlik hierdie vraag kan antwoord. Hierdie vraag vra ek aan jou vanaand. Wie sê jy is hy Jesus, die seun van die mens? En hulle antwoord, dis nou die disippels, sommige sê Johannes die Doper, ander sê Elia, ander sê dat dit Jeremia is, selfs een van die profete. En weer vra Jesus vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Wie sê jy vanaand is Jesus? Is hy vir jou iemand wat jy bloot gelees het van en by die dominee of pastoor of priester of die oudste, die leier in jou kerk van gehoor het? Staan jy bloot op die belofte van my maale het die Here gedien en daarom dien ek die Here? My maale het die Here geken en groot gemaak in die kerk. Is dit wie Jesus vir jou is? 'n Verhaal van iemand wat op hierdie aarde kom gebore is, ja, seun van God, maar ek weet van die storie, ek ken hom nie persoonlik nie. Miskien sê jy, soos van hierdie mense, jy weet, Jesus is, ja, hy is soos Johannes die Doper, of Jesus is soos Jeremia, 'n goeie profeet, of Jesus is dalk vir jou iemand wat uitgeroep is, soos Elia, wat vuur uit die hemel uit kan roep. Dis dalk jy vir jou is. Nou, Elia was nie ons persoonlike saligmaker nie. Johannes die Doper het niemand gered nie, hy het hulle gedoop, hy kon nie vir hulle die ewige lewe gee nie. Jeremia was 'n profeet, 'n mens soos ek en jy. Esegiel was 'n profeet, 'n mens soos ek en jy. Al het hy die dooie bene bymekaar geroep om te lewe. Nie een van hulle kon ewige lewe gee nie. Wie is Jesus vir jou vanaand? Is hy jou persoonlike verlosser? Is hy jou persoonlike redder? Is hy jou persoonlike saligmaker? Is jy uitgeroep deur hom om die heerlikheid van sy majesteit vanaand presies te weet, dat hy vir jou persoonlik in sy bloed kom was het, kom heilig het, kom verander het en kom nuut maak het? Dis 'n vraag wat net jy hoef te antwoord. Ek vra nie dat jy iemand om jou antwoord nie, ek vra dat jy baie mooi luister na wat Heilige Gees vir jou sê vanaand. En wat hy deur jou wil openbaar oor jou intieme liefdesverhouding, wat hy met jou begeer. Jesus gaan verder, nadat hy hulle gevra het, sê hy weer vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En dan kom hierdie antwoord in vers 16, van Simon Petrus af, en hy sê, U is die Christus. Nou die woordjie Christus beteken Messias, die gesalfde, die een wat gekom het, die anointed one, the cup bearer. Nou, ek het Vrydag in my radioprogram het ek so 'n bietjie gekuier en gesels oor die simboliek wat regdeur van Genesis loop tot in Openbaring. Julle ken die storie van Josef. Onthou julle Josef wat in die tronk was, en dan is daar 2 manne saam met hom toegesluit. Die een wat die hoof was, wat wyn geskink het, 'n redelike belangrike posisie in die hof, of in die tempelhof, of in die paleis van Farao, en dan natuurlik die bakker, die ou wat lekker kom brood bak. En hy was die hoof van die broodbakkers. En dan het hierdie 2 ouens elkeen 'n relaas, hulle het 'n droom, en in hulle droom, jy kan dit daar in Genesis hoofstuk 40 gaan lees, nogal baie interessant dat dit hoofstuk 40 is. Dan droom hulle elkeen 'n droom. Die bakker droom dat hy met 'n mandjie op sy kop loop en die heerlikste brode is daarin. En dan kom maar groot voëls in hierdie 3 mandjies wat hy dra, en hulle kom eet hierdie brood uit die mandjies uit. En dan word hy wakker. En die skinker droom van hierdie wynstok met 3 lote
en wat die mooiste druiwe uitdruk, en dan druk hulle die sap binne in 'n beker uit en hy word wakker. En dan sê Josef vir hulle, nee, hy kan die droom vir hulle uitlê. Die 3 mandjies en die 3 lote is 3 dae. Klink dit nie al vir jou 'n bietjie na wat jy reeds weet van wat die seun van God kom doen het nie? Veel dae was hy in die graf. Nou luister, miskien hardloop ek na die storie vooruit, miskien moet ek nou eers hier klaar praat wat Simon sê. Hy sê, u is die Messias, u is die gesalfde, u is die cupbearer, u is die hoof wat kom skink het, u is die brood van die lewe, u is die seun van die lewende God. U is nie net God of 'n seun van 'n God nie, u is die seun van die lewende God. Is Jesus werklik vir jou vanaand, jou lewende verlosser, jou lewende saligmaker, jou lewende redder? Is hy werklik die een wat jou die gees van lewe kom gee het om vir hom te lewe en in staat te wees om hom te verheerlik? En dan sê Jesus hierdie woorde in vers 17. Toe antwoord Jesus hom en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar die Vader wat in die hemele is. Wow, amazing. Ek vra vanaand vir jou die vraag, kan jy soos Petrus antwoord, omdat die Vader dit aan jou openbaar? Ek glo, dat as ons nie 'n openbaring het van wie Jesus Christus persoonlik is nie, praat van vir jou as individu, nie wat ander mense sê hy is nie, moenie vir my vertel wie jy by jou oom se, tannie se, neef se, niggie gehoor het, wat 'n pastoor se as 'n neef gehad het, wie Jesus is nie. Ek vra jou persoonlik, wie sê jy is hierdie Jesus? Wie sê jy is hierdie verlosser? Wie sê jy is Yeshua? Is hy jou Messias? Is hy jou gesalfde? Is hy jou openbaarmaking van wie hy werklik is en wat hy kom doen het? Nou staan ek en jy vanaand, en Petrus sê hierdie antwoord, hy sê, is die seun van die lewende God. En dan sê Jesus, maar aan mense dit nie in die openbaar nie. Dis my gebed vanaand. My gebed is nie dat ek as mens dit aan jou sal openbaar nie. My gebed is dat 'n priester, 'n pastoor, 'n oudste, 'n prediker, 'n dominee dit nie aan jou sal openbaar nie. Ek bid dat die saad wat die leiers, geestelike leiers wat tans in die wêreld bedien en preek, wat God aangestel het vir 'n tyd soos hierdie, net die saad sal saai wat jou gaan help om te ontdek wie jy regtig is. Die saad sal saai en dat die Heilige Gees dan hierdie waarheid vir jou sal oopbreek, sodat jy soos Petrus vanaand kan antwoord. U is my Messias. U is die lewende God. U is die seun van God. U is waarlik van die Vader af. Kom ek gaan gou terug na die verhaal van Josef toe. Ek gaan nou aansluit by iets wat ek verder gaan lees, hier sal dit nou hoor. Eklesia is vrygekoop deur die bloed van die lam en gevoed deur die brood van die lewe. Josef vertel vir hierdie 2 manne wat die 3 dae beteken, en dan sê hy dat die bakker oor 3 dae van sy pos onthef gaan word, met sy lewe sal betaal. En dat die skinker oor 3 dae weer herstel gaan word in sy ampt as die hoofskinker. Nou kom ek vra jou gou-gou. Die voëls van die hemel het kom pik uit hierdie mandjie, die 3 dae, die 3 mandjies wat op die bakker se kop was. Wie is die brood van die lewe? Wie in die middel van 2 ander kruise gehang en kom sê, kom eet van my, dat jy nooit weer honger word nie. Daar in Genesis 40 vertel Josef vir ons 'n droom wat alreeds heenwys op wie hierdie verlosser gaan wees. En dis nie dit nie. Hy vat ook die beker wat aan die tafel staan, die skinker, die hoofskinker, die wynstok en die lote. Klink dit nie nou al vir jou soos Johannes hoofstuk 15 waar hy sê, my Vader is die landbouer, ek is die wynstok en julle die lote. 3 lote wat groei, wat druiwe dra. Die druiwe word uitgedruk en jy sal weer herstel word in jou ampt. Jy sien, die brood van die lewe waarvan ek eet is Yeshua. Dis simbolies van dit wat Josef hier oopbreek aan hierdie 2 ouens oor hulle drome wat hulle gehad het in Farao se huis of in sy paleis. Die skinker is die beker wat Jesus vat, the cupbearer, en sê, drink van hierdie beker. Hier vat ek hom, drink, dis my bloed. Dis die bloed van die Nuwe Testament en die Nuwe Verbond. As jy hier uit drink, sal jy dink,
in gedagtenis wat ek kom doen het. Josef gee vir ons so 'n kykie in Genesis 40 van wat kom. Die brood, wat natuurlik die brood is wat ons uit die hemel sal ontvang, die manna wat hulle in die woestyn gekry het, en die wyn wat geskink word, Jesus se bloed, wat lewe kom gee. Jy sien, Jesus word soos hierdie 3 mandjies op die bakker se kop, waaruit die voëls van die hemel kom eet het, die brood waarvan die hele wêreld sal kom eet, en hulle sal versadig word met hom, die hoofbakker. Hy moes sy lewe gee, net soos die bakker sterf Jesus, want hy moet die brood van die lewe word waarvan ek en jy kom eet. Dan vloei sy bloed, wat ons skoon was, en Petrus sien dit. Ek glo nou nie, hy het hier gepraat van Josef en verduidelik wat gebeur het nie, maar ek dink God as Vader openbaar dit aan hom, en iets breek oop in Petrus, iets wat hy nie verstaan het nie, en ek gaan nou sien, as ek verder lees wat gebeur. En ek sê ook vir jou, jy Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Baie ouens het gedink, Jesus praat hier van Petrus wat die rots is. Jesus verwys na homself wat die openbaring is. Jy sien, wanneer jy werklik ontdek het wie Jesus is, en jy van die brood van die lewe begin eet het, en jy van die hemelse wyn begin drink het, kan jy nooit weer honger en dors kry nie. Want jy sien, Jesus is nie net die een wat die brood gee nie. As jy van hom eet, jy sal nooit weer honger word nie, jy sal versadig wees. As jy van hom drink, sal jy nooit weer dors word nie, want strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Nie net dit nie. Die oomblik wanneer dit gebeur, begin jy ontdek dat wanneer Jesus in jou werk, jy is soos iemand wat op 'n rots geplant is, en die duiwel kan maar kom. Jy sien, hy gebruik hierdie uitdrukking, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hoekom die poorte van die doderyk? Hoekom sê Jesus nie sommer net die hel nie? Hoekom praat hy van die poorte van die doderyk? Want jy sien, as jy die openbaring gehad het van wie Jesus is, en jy het van hierdie brood kom eet, en jy het van hierdie wyn kom drink, sê nooit weer sterwe nie. Die dood het geen vashou aan jou nie. Jy het die dood fisies oorwin terwyl jy nog lewe. Jy hoef nie eers te sterf nie, want Paulus sê dit in 1 Korintiërs 15. Die wat in die dood is, sal die wat in die lewe is nie voorwees nie, want as Jesus kom en die besyne blaas, sal die doodes onverganklik opgewek word. Daarvan vers 47 af, kyk, gelees tot vers 57. En wat sal gebeur? Die wat in die lewe is, sal in 'n oogwink, in 'n oomblik verander word, sal die dood nooit smaak nie. In Christus het die dood niks aan jou nie. Jy kan nie meer sterf nie. Jy het ewige lewe as jy van hierdie brood geëet het. As jy van hierdie wyn gedrink het, is elke sel in jou liggaam dinamies verander, omdat jy reg is om hemel toe te gaan. Jy het reeds die verheerliking van Christus in jou. You don't have to wait for it. You have it right now. Nou gaan hy verder. Hy breek iets oop. Hy sê die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. Dis nou hierdie brood waarvan jy eet, en hierdie wyn waarvan jy drink, hierdie Messias. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind of losmaak, sal in die hemel ontbonde wees. I think lots of people look for authority, but without authentication. Kom ek verduidelik wat ek sê. Baie mense soek salwing, maar soek nie noodwendig Jesus nie. Baie mense soek krag, het gaan nie regtig oor die een wat in die middel moet staan nie. Baie mense soek fame, en hou daarvan om in die limelight te wees, en in die lig te moet op hulle skyn, amper soos, jy weet, die sterre daar in Amerika, die akteurs, wat in hulle trotsheid, en in hulle vanity, hulle self bemark. Jy sien, hierdie autoriteitssleutel, het niks te doen met my nie. I can't heal anybody. Ek kan vir niemand bid, en bid dat God, dat hulle sommer net gered word. Ek kan niemand red nie, ek het vir niemand gesterf nie. Net Jesus kan. Soos jy vanaand verstaan dat hy die middelpunt moet wees van alles in die basis waarop jy bou, dan is jou autoriteit nie wat jy sê nie. Nie wat jy sê. Baie mense sê, pastoor, ek voel nie ek het autoriteit nie. My vrou luister eers na my. Of as ek met die honde praat, dan draai hulle om en maak op van my nie eens oor nie. Jy moet dalk harder praat hoor. Moenie met jou liefdestemmetjie praat nie. Baie asof jy sê, ek voel nie vandag, asof ek eers kan bid vir 'n koppie tee nie. Of vir 'n ou plantjie nie, as ek vir hom begin bid. Your authority has got nothing to do with his authority. You're not walking in your authority. Ek laas gelees het in Galasiërs 2 vers 20 het ek gesê, ek sterwe.
Ek is saam met u gekruisig, ek leef nie meer nie, u leef nou. So whose authority am I walking in? In his or in mine? Jy sien, dit wat God aan Petrus openbaar het as Vader, sodat hy kon sien wie Jesus is, die Seun, en dat hy kon verstaan wat die autoriteit wat Jesus het, aan die bruid, ons seuns en dogters verleen word, gaan nie oor my nie, it's not my kingdom. Two kings cannot rule in one house. The house will be divided. Twee konings kan nie 'n land regeer nie. Twee CEO's kan nie een maatskappy regeer nie. The company will be divided. Why? Want as ek so sê en jy sê so, wat doen ons dan nou? Jy sien, of Jesus is die koning en ek beweeg in sy autoriteit, of ek neem die verantwoordelikheid om die autoriteit te probeer namaak. Ek het vanaand 'n keuse. As ek regtig ontdek het wie Jesus is, dan is die kruis in die middel vanaand dit. Are you willing to die to self? Are you willing to die for what you think gives you authority? Will you put your title one side and allow him to minister and be the one who is the king? Jesus kom vra nie vir jou om die koningsstoel te oorhandig nie. Jesus gee jou 'n keuse. Dis jou keuse. Dis my keuse. Of ek vanaand sy openbaring soek en hierdie openbaring van wie hy is die autoriteit in my word. Ek sê dit baie en ek gaan dit vanaand weer sê. The only valid ministry in Christianity is Christ in us. Het gaan nie oor ek nie, het gaan nie oor wat ek doen en hoe ek dit bereik het en ek het soveel mense, ek kan niks, ek kan nie eens iemand na die Here toe lei nie. En ek bedoel dit nie lelik as ek dit sê nie, as die Gees nie in iemand se hart werk nie, kan ek maar praat soveel as wat ek wil. Jy sien, want dit is God wat laat groei. Dis God wat red. Ek kan net saad saai. Ek kan vir iemand vertel wie Jesus is, maar die revelation van wie hy is, moet persoonlik beleef word. Nie deur my woorde nie, persoonlik. En persoonlik ervaar word. Jy sien hierdie woordjie ecclesia, to come out, beteken vanaand dat die autoriteit wat die kerk het nie lê in 'n denominele naam nie. Inteendeel, Jesus het nooit gekom om die bruid te verdeel nie. Jesus het nooit gekom sodat daar honderde verskillende denominasies te mekaar kan beklei oor dieselfde God en dieselfde woord nie. Ek sê nie dan moenie verskillende denominasies wees nie, hoor my hart. Ek sê net, as daardie denominasies om een tafel kan gaan sit en uit een woord uit lees en een gebed bid deur een gees en 100% saamstem, we're on the right track. Maar pastoor, jy kan ons dan nie dit verwag nie. Niemand gaan ons nou saamstem nie. Well, God is a spirit of unity. God is one. He's not divided. God doesn't have different denominational names to reveal himself. Hy sê, I am that I am. Yahweh. God gee sy naam vir Moses, en Moses hoor wie hy is, en Moses verstaan wie hy is, en skielik begin hy daai leef. So Petrus ontvang hierdie goddelike woord van Jesus af. Jy Petrus sal dit begin verstaan, die doderyk sal jou nie intrek nie, en die sleutels van die koninkryk wat ek jou gee, sal jou die vermoë gee om dinge te sluit op aarde. That's powerful. Who has the authority to lock things on earth that will be locked in heaven? Who has the authority to unlock things on earth that will be unlocked in heaven? Yeshua. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Nie 'n mens nie. Nie Elia nie. Elia het krag gehad as 'n profeet, but he couldn't do that. Jeremia het krag gehad as 'n profeet, but he couldn't do that. Esegiel het krag gehad as 'n profeet, but he couldn't do that. Moses was a phenomenal leader, but he couldn't do that. Net Jesus. Jy sien, as ek en jy vanaand staan in die gesag van Jesus, dan is daar niks op hierdie aarde wat ons kan bind nie. Niks. Hulle kan 500 shangomas kry om vloeke oor jou uit te spreek, it will have zero effect. Hulle kan 15 satanis hoofpriesters in die wêreld bring om dood oor jou te spreek. Nothing shall come to you that will hurt you. Why? The blood's against them. The king of the universe, the authority, alle dominion, alle magte, alle kragte, alle posisies sal voor hom kniel. You've got nothing to fear when Jesus lives in you. You've got nothing to be afraid of. Jou oorwinning lê nie vanaand in hoe baie jy bid en hoe lank jy vas en hoe goed jy die Bybel ken nie. Jou oorwinning lê oor wie in jou bly. The Spirit of the living God.
Jy sien waar God se gees heers, kan siekte nie bly nie. Waar God se gees heers, kan verslawing nie bly nie. Waar God se gees heers, kan blindheid nie bly nie. En ek praat nou van geestelike blindheid. Daar val skille van jou oë af wanneer Jesus homself in jou openbaar. Jy sien ewe skielik hom vir wie hy regtig is. Maar die storie eindig nie hier in Matteus nie. Hoor, ek lees verder want ek wil die storie van Josef hier inbring en daarmee klaarmaak vanaand. Onthou wanneer ons woordbreek doen, dan vat ons nou wat ons in die oggend gedoen het en ons breek dit oop in die aand en ek gee so 'n bietjie geleentheid ook vir vrae en so aan. Ons kan dit nou nie doen online nie, maar ons kan dit hier doen waar ek is. En dan gaan hy verder en hy sê, daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand meer moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. That sounds strange. Kom sal Jesus dit sê? Kom sal Jesus sê, maar julle weet nou wie ek is, maar julle moet dit nou vir niemand verder vertel nie. Kom ek sê gou vir jou hoekom. Want wat nog moes gebeur het met hom, sou verhoed geword het as sekere mense verstaan het wie hy is. Jesus het nie die inmenging van mense nodig gehad om te bewys dat hy God is nie, want die plan was hy moes kruis toe gaan. En as hulle regtig geweet het wie hy was, sou hulle hom 10 en nie gekruisig het nie. Mense sou dit teestaan. Ons het nog nie klaar gelees nie. Kom ons kyk wat gebeur wanneer Petrus hierdie ding hoor. Nadat hy dit nou vir hulle gesê het, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem toe moes gaan. Veel onder die ouderlinge, dis nou die mense, die leerders, die pastore, die priesters, die rabbies van daardie tyd moes lei, die owerpriesters, die skrifgeleerdes en gedood sou word om op die 3de dag opgewek te word. Hoor jy die storie wat ek nou vertel het in Genesis 40? Van die 3 mandjies en die 3 lote, die 3 dae, oor 3 dae sal julle of opgehang word en vermoor word en of sal julle weer herinstuit word as die skinker. Wanneer Jesus die beker optel, die bloed het nog nooit ophou werk op die aarde nie. Van die oomblik wat die eerste druppel bloed uit Jesus uitgeval het in die grond op hierdie aarde, het die krag daarvan nog nooit ophou werk om mense te red nie. Ek bid dalk vanaand vir iemand om gered te word. The blood has the same power it had on the cross right from the beginning. It cannot lose its power because it's from the ultimate supreme ruler of the universe. Ons praat nie hier van mensebloed nie. Ons praat van die bloed van God wat oor hierdie aarde spoel en mense red en vernuwe. Oor 3 dae, die 3 lote, die 3 mandjies. Toe neem Petrus hom op sy, die heel eerste ou. Dis hoekom Jesus gesê het, moet nie vir die ander ouens gaan vertel nie. Hy sê, hy vat hom op sy en hy bestraf Jesus. Ek wonder wat het Petrus gesê? Die Bybel gebruik nie die woordjie bestraf. Bestraf is kwaai. Bestraf is as jy iemand aanspreek en sê, luister nou vir my. Ek stem nie saam met wat u sê nie. Dis wat die Bybel sê. Petrus het ons weet Petrus was 'n driftige man. Ek glo nie hy daar soetjies in Jesus se oor gefluister, Jesus, maar jy mag na die kruis toe gaan nie hoor. As ek ou Petrus kan sien in sy geaardheid en Here, hierdie is die ander Here. Hierdie werkie, nie vir my nie. Sorry, u gaan nie sterf nie. Daar's 'n manier nie so lank as wat ek hier is nie. Hy is ook die ou die swaard uitruk net. Nog nie mooi verstaan nie. Hulle daar in die tuin is 'n Getsemane. Sê nee, Jesus, u gaan nie. Jesus, u gaan nie. Daar's 'n manier nie. Hulle gaan u nie doodmaak nie. Ek sal dit verhoed. Dit sal nie nooit oorkom. As jy werklik die openbaring kry van wie Jesus is, dan besef jy daar was net een pad vir die mensdom en dis net die kruis. Hierdie een wat jy hier agter sien, hierdie beautiful kruis. It's the only way to heaven. Can only work through Jesus. It's the only valid ministry for the world to be saved. It's the only valid ministry for the world to be reconciled. Just by his blood. It's foreshadowed through the ages. Nou ek het vir jou nou ietsie van 'n skaduwee vertel in Genesis 40, nogal interessant dat dit 40 is, want Jesus se bediening begin met 'n 40 dae vas. Israel se uittog uit Egipte is deur 40 jaar deur die woestyn. Jesus se inleiding nadat hy uit die dood uit opgestaan het, is 'n 40 dae op aarde voordat hy hemel toe opvaar. Interessant dat dit Genesis 40 is wat hierdie storie van Josef vertel. Of is dit net hoe God werk? God se wiskunde klop altyd. It's all designed. It's perfect. Doesn't need a man's hand. Hy kom en hy sê, daar's 'n manier, Jesus. Ek sê nou vir u, ek sal dit verhoed. Ek gaan dit nie toelaat nie. Daar's 'n manier hoe dit u ooit sal oorkom nie. Daar's geen ander pad as deur die kruis nie. Jy kan nie vanaand wedergebore gered word en van bo gebore, skoon gewas en gees vervul, as jy nie deur hierdie kruis gaan. Deur die dood wat Jesus moes sterf. Deur die uitbeelding van wat in 'n droom gebeur. Daar in Genesis 40, hoor wat antwoord Jesus hom. Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê,
Jesus sê dit vir my en jou vanaand. As ek en jy ooit 'n ander pad sou idealiseer, sou preek, sou voorhou, sou bedien. En daarmee bedoel ek enigiets wat jy by die kruis kom voeg. Menslike poging, my idee van hoe heiligheid lyk, my idee van hoe ek dink die pad hemel toe gaan lyk. Enige iets wat ek by die kruis gaan kom voeg, enige plus, that's human effort. God doesn't need it. Dis hoe Jesus dit antwoord. Jesus bestraf vir Petrus. Hy sê vir hom hierdie woorde, gaan weg agter my Satan. Stop gou. Die duiwel wil jou weghou van die kruis af. Because that's where he will lose you. Dis waar die autoriteit wat hy oor jou het, die verslawing wat hy in jou het, die goed wat in die huwelik nie werk nie, in jou besigheid en jou lewe, dis waar hy is. If he can keep you away from the cross, from the man on the cross, the Son of God. Jy sien, hy sal alles in sy vermoë probeer, want hy kan net te hou vas op jou hê, totdat jy by Jesus uitkom. Nou julle nou waar gelees het van die sleutels wat kan oopsluit, die sleutels wat kan vrysluit, die sleutels wat kan losmaak en oopmaak. En dis daai sleutels wat jy by die kruis kry, wat jou losmaak van verslawing. Dis die sleutel tot ewige lewe wat jou vrymaak om lief te hê soos wat hy het. Dis die sleutel wat deur die Gees werk, wat jou kom bedien om te kan sien soos hy dit sien, want die openbaring van wie Jesus is, gee jou vanaand autoriteit. Want as jy hom bedien, dan spreek jy lewe. Daarom sê Jesus vir hom, Satan, gaan weg agter my. Jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Hier is my gebed vanaand. Ek bid nie vir 'n groter openbaring van anointing, vir 'n groter openbaring van menswees, vir 'n groter openbaring van iets wat ek iewers te raak gelees het of gehoor het nie. Ek bid vanaand vir die openbaring van wie Jesus werklik is in elke mens se lewe op hierdie aarde. I believe with my whole heart, if that happens, this earth is ready to receive the King. Ek glo dit met my hele hart. Wanneer Jesus sy regmatige plek ontvang deur die openbaring van wie hy werklik is, dan sal elke mens onder sy autoriteit begin beweeg. Ons gaan letterlik nie meer nodig hê om na kerkgeboue toe te gaan nie, want God gaan werk op straathoeke, in winkels, by besighede. The revelation will be so profound. Dis wat ons praat van wanneer ons praat van herlewing nie. Herlewing is as die ouens in die winkel begin praat oor Jesus, die ou agter die til begin praat oor Jesus, die ou wat onder die karle en die olieruil begin praat van Jesus, sommer net oral waar hy kom, praat hulle net om. That's what we call revival. I believe when Jesus is revealed in the fullness of his glory, it will be the last revival on the planet Earth before he will come to fetch the ecclesia. Is jy vanaand uitgeroep deur die openbaring of is jy uitgeroep deur 'n mens? Is jy vanaand uitgeroep en afgesonder met autoriteit wat die Gees jou gee, of beweeg jy nog in vlees? Dink jy nog dit gaan oor hoe baie jy bid en hoe baie jy doen wat maak dat God werk? There is no valid ministry for man. Dis wat hy hier sê. Jesus se laaste woord aan Petrus is dit: Jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink en verstaan nie, maar die dinge van mense. Kerk, Ecclesia. We have one king. His name is Yeshua HaMashiach, like it was revealed to Peter. As jy vanaand dit verstaan en jy begryp dit, dan is jy uitgeroep om 'n verskil te gaan maak waar jy gaan. Jy's heilig afgesonder as bruid. Jy is nie vanaand en jy het nie 'n denominele naam nie. Hou op vir mense sê jy's in 'n Pinksterkerk, jy's net dit. Jy behoort aan hom. You are purchased with his blood, which means he has the authority. Jy kan vir iemand sê, ek behoort aan Jesus en ek kan bid of fellowship by daardie en daardie denominasie. Dis okay. Ons kan dit so vir mekaar sê. Maar moet nooit begin met jou denominele naam nie, want geen denominasie het vanaand patentreg op die kruis nie, net Yeshua, want hy het gesterf op die kruis. Ek bid dat as jy hierdie radical declaration wat ek vanaand gemaak het, dat jy sal verstaan, Jesus roep ons uit die konsep van waar ons dink ons het ons kerkie, jy weet, ons is shop,
Charisma is regtig, maar jy weet ons daai ander ouens moet nog leer. Nee, daar's geen verwaandheid, daar's geen arrogansie, daar's geen trotsheid, daar's geen verheffing. En Jesus inteendeel kom was ons voete, kom buig ons laag. Want dit gaan oor sy koningskap en sy autoriteit en sy naam. Mag dit wat vanaand gebeur hier in Matteus 16 vers 19, die autoriteit wat die kerk gegee is, die identiteit van die kerk, hy alleen wees. Sien jy die kruis wat ek so na wys? Let that be the identity of the called out ones. Let that be your identity. That is who he came and filled. Let that be the responsibility you carry. Jy staan nie vanaand in jou eie krag nie. Jy staan vanaand in hom. Hy is jou identiteit. Your ecclesia, you called out to go and make a difference. Make it look and live it like he did. As hulle Jesus sien, we've achieved our goal. As hulle ons sien, we need to bow a little bit more. Amen. Here seën jou, lekker week vir jou. Ek sien jou volgende week, Vrydag, wanneer ons weer saam kuier op Rainbow Gospel Radio, 11:00 die oggend. Mag jy 'n fenominale week hê as Ecclesia. You called out to make a difference, walk in authority. Amen. Wat jy moet kom help. Ek kry nie die ding af nie.